gesels leef om heilig te wees. Bekende gedeelte Johannes 5 vers 1 tot 9 is daar van die man wat by die bad van Bethesda gesit het. En Bethesda beteken huis van genade, maar dit kan ook beteken huis van skande, huis van skaamte, want mense wat daar gesit het, was siek, het hulp nodig gehad, het genesing nodig gehad. Maar kom ons lees gou Johannes 5 vers 1 tot 9. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en daar is in Jerusalem by die Skaappoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daar het groot menigte siekes gelê, blindes en krepels en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingegaan na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte hy ook al gelei het. 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Hulle sê nie wat die siekte is nie. Hulle sê net hy het aan 'n siekte gelei, of moet dit iets wees met sy mobilisasie, want hy kon nie loop nie. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op en neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword, sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was dit 'n Sabbat. En toe die Fariseërs en die skrifgeleerdes 'n probleem gehad met Jesus, omdat hy 'n man gesê het om te werk op 'n Sabbat, want dit was teen die gebruike of teen die geloof gewees. Ons sien hier so interessant dat Jesus vra vir hom, wat kan ek vir jou doen? Of wil jy gesond word? Die man antwoord hom, hy fokus so op sy probleem, wat hy tot nou toe gehad het, dat niemand hom wil help. Volgens wil ek die vraag vra, wat is die siekte, wat is what is the issue that immobilize you so that you can't do anything for the kingdom of God? Wat immobiliseer jou, dat jy nie vir God se koninkryk iets kan doen nie? God gee vir ons talente, hy gee vir ons gawes. En met 'n groot hartseer wil ek vanmôre sê dat baie mense dit nie moeite werd ag om ergens in hulle dag vir dag bestaan tyd in te ruim om hierdie dinge aan te wend vir God se koninkryk, want God het nie vir ons hierdie talente en gawes gegee vir ons eie gewin nie. Hy het vir ons gegee om 'n verskil te maak vir sy koninkryk, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Ek wil vanoggend weer sê wat ek al miskien baie keer gesê het, is dat ons kom nie tot bekering vir onsself nie. Ek kom tot bekering om iemand anders se lewe te beïnvloed, om 'n verskil te maak vir God se koninkryk. Dis die hoofdoel van my bekering. Nie om seker te maak ek gaan die ewige lewe beerwe nie. Dit ook ja. Maar dis nie die enigste rede hoekom ek tot bekering kom nie. Dis nie die enigste rede hoekom ek die Here dien, hoekom God vir my gawes en talente gegee het nie. Wat is die dinge wat ons keer om met oorgawe vir God te werk? En ek praat nie preek nie, en ek praat nie sing nie, ek praat van daar's baie dinge wat ons kan doen om 'n verskil te maak vir God se koninkryk. Is dit gewoontes wat ons in vasgevang sit, tradisies, dinge wat ons glo, geuite dinge wat ons glo, wat ons sê nee, ek glo so en kan nie dit nie en ek kan nie dat nie. Ek glo in my eie onvermoë, want die vyand het my oortuig, en my eie vlees het my oortuig dat ek nie kan nie. Is dit aanvaarding van my situasie, dat ag, ek is maar net so, ek is nou nie eintlik iemand wat voor mense kan praat nie. God kan jou tong losmaak en jy kan 'n spreker word wat mense verstom laat. Dis wat God kan doen. Met iets wat jy sê jy kan nie doen. God kan dit verander. In 'n oomblik kan hy jou bemagtig omdat hy jou wil gebruik, as ek net beskikbaar is. Is dit twyfel? Is dit twyfel aan my eie vermoë? Miskien is dit twyfel aan God se vermoë om 'n verskil te maak, of om my te genees, of om 'n deurbraak te gee. Wat is dit? Is dit dalk twyfel? Is ek gekondisioneer
jong, dis maar hoe dit gaan, as ek om my kyk, dan sien ek die wêreld lyk maar so. Ek is gekondisioneer, ek is gebrainwash om te glo dat sekere dinge is maar so, dit kan nie anders wees nie. Is dit as gevolg van misleiding? Is dit die siekte wat my vashou? Is dit wat my vandag kelder en knel, dat ek nie kan opstaan en aangaan met my lewe? Hoe lank wag ek al dat iemand my moet help om in die water te kom? Jy sien, ons is baie keer so gefokus en weer eers vasgevang in die gedagte dat iemand anders moet my help, want ek kan nie. Ek dink nie die Bybel noem enige plek waar hy sê dat ek nie kan nie. Hy sê jy mag nie. En as ek vanmôre moet sê, as ek moet sê ek kan nie, dan is dit eintlik ek wil nie, want ek is nie bereid om die kans te waag nie. Ek twyfel my eie vermoë. Ek het net nie lus nie. Dan sê ek sommer ek kan nie. Iemand my vra iets te doen, sê ek nie ek kan nie. Maar ek het nie lus daar. Ek voel nie lus om moeite te doen vir daardie persoon of vir in daardie omstandighede. Hoe lank wag ons al om iemand te kry om ons te help om daardie verskil, daardie ding waarmee ek sukkel om los te kom daarvan. Ek wag dat iemand my die regte woord moet sê. Ek wag dat die Here moet 'n wonderwerk laat gebeur in my lewe. Ek wag. Ek het my oë op die vlees. Want toe Jesus van vra, wil jy gesond word, toe sê hy nie ja nie. He states his problem. I can't get to the water. There's nobody to help me. En baie keer in die geloof, as daar gevra word, wat is die probleem, hoekom sukkel jy om vol die Here, dan antwoord ons nie, ons gee 'n lys verskonings en redes, hoekom ons dink ons nie dit kan doen nie. Wat se planne het ek en u al beraam om in die water te kom? Miskien nader aan die water lê, dat ek gouer in die water kan kom? Ek weet nie. Wat se planne het ons al beraam om in die water te kom? Was Jesus nie al by my en u verby? Het Jesus nie al vir ons gesê, wil jy gesond word? Wil jy jou deurbraak hê? Wil jy vry raak? Maar ons het nie gehoor nie, want ons is so gefokus op ander se hulp en op ander se lof en prys om ons net te motiveer om net tot dit wat ons na smag te kan bereik, om dit wat ons vashou van los te kom. Ek het iemand nodig. Ek het iets nodig. Ek het 'n plakkertjie nodig. Ek het 'n pilletjie nodig om my net vry te maak. Terwyl Jesus jou in 'n oogwink kan gesond maak, genees, 'n deurbraak gee. Is ons oë gerig op die een wie kom om die water te doen? Is ons so vasgevang in die geloof dat in die water, in die fisiese, in dit wat almal sê. Jy sien, ons is mos so halwe 'n bietjie van 'n trop dier, ons onsself in diere vergelyk, maar ons is so half in 'n trop mentaliteit. As die een, het jy al gesien, as die graan af is, en die skape wei op 'n land, dan sal jy sien, daar is 'n paadjie wat hulle loop. En as ek het al baie keer gekyk, daar lê nie 'n klip nie, daar is nie 'n bosie nie, daar is niks nie, maar een het besluit om so te maak, dan loop die paadjie so, en almal loop so. Ek kan nie 'n fisiese rede sien hoekom hulle die draai maak nie, maar die eerste ou voor het die draai gemaak, en almal na hom doen die draai, en dis hoe ons baie keer lewe. Ons sien, as ons klere koop, wat is die modes? Ons wil tog net inlees. Ek wil tog net aanvaarbaar wees. Deur dinge op 'n sekere manier te doen, want dis hoe die wêreld dikteer hoe ek dit moet doen. Ek wil tog net aanvaarbaar wees. So my oë is gerig op die dinge om my, op die wêreld om my, om daardie verskil te kan ervaar. Terwyl al wat ek hoef te doen is net om ingestel te wees op Jesus as hy vir my vra, wil jy? Wil jy? Dis so eenvoudig soos dit. As ons kyk na heiligmaking, ek verwys baie keer daarna, vanmôre wil ek 'n stuk lees, ons gaan redelik lees in die Bybel vanmôre. Heiligmaking beteken om volmaak sonder sonde, Godvreesend, gewyd, eerbiedig, trou, plegtig, eerbiedswaardig, afgesonder, regverdig te wees. Nou, wil ek my verstout te sê, baie van die dink nou, okay,
ek kan nie daai dinge almal wees nie, want ek is mens. En dis 'n groot waarheid, ja, ons sukkel om al die, ons volmaaktheid is nie binne ons vermoë, omdat ons vlees sukkel met baie dinge, en elkeen het sy eie oorlog, sy eie stryd wat hy het om sy vlees te oorwin in sekere areas. So ons, Godvreesend, ja, maar ons word baie keer afgetrek deur omstandighede. Ons word baie keer deur twyfel, word ons 'n bietjie van ons Godvreesendheid ontneem, van ons geloof in die Here. Daar's al hierdie dinge wat ek nou genoem het, is wonderlik goed, maar jy gaan my sê, Gerard, ek sukkel, want ek weet nie lekker hoe moet ek maak nie, want ek is mos nou maar 'n feilbare mens. Jy sien, dis een ding wat ons nie vir onsself moet sê nie. My mens wees, to be human, mustn't be an excuse. It must be the reason why I'm struggling to overcome. So dis, my mens wees moenie my verskoning wees. Ag jong, ek is maar net 'n mens. Nee, jy sê dit. Jy's meer as oorwinnaar, want dis wat die Bybel van jou sê. Jy sal alles in staat deur Jesus Christus. Wat julle in my naam vra, sal julle kry. So ek is meer as net mens. As ek die Here aangeneem het as my saligmaker en verlosser, ek is nie maar net 'n mens nie. Ek is 'n koningskind. Ek is 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Ek is al hierdie dinge wat die Bybel sê, maar ek leef dit nie uit nie, want ek glo die leuen van die vyand, ek glo die leuen van my eie vlees en die opinie van mense om my. En daarom kry ek nie oorwinning nie. Daarom sukkel ek met hierdie meeste van hierdie dinge om heiligmaking na te streef. Jy sien, heiligheid is nie opsioneel nie. Dis beplan vir die mens. Dis iets wat ons behoort te hê. Dis iets wat ons behoort na te streef. Maar miskien kom die probleem in dat wanneer ons gebore word daar meer gefokus op ons vlees as op ons gees. Ek het baie keer gesê, as ons kinders van kleintyd af al versamel nog nie kan grootmaak met die wete dat jou gees is die een wat heers in jou lewe. Dit sal dalk makliker wees vir mense om dan in verhouding met Jesus Christus te lewe. Dit sal nie so 'n stryd wees met my vlees nie, maar my vlees word gestimuleer as ek honger is, as ek dors is, as ek moeg is, as ek een of ander begeerte of behoefte, dan word my vlees gestimuleer. En dis hoe dit werk, en dis hoe dit so 'n verskriklike stryd is om oorwinning te kry oor baie dinge, om 'n deurbraak te kry, omdat my vlees aan mekaar wil terugkom op die troon waar hy was. Jy sien die oomblik wanneer ek Jesus innooi in my lewe, die oomblik as ek sê, ek gaan deur die doopwater, ek is 'n nuwe skepsel. Die Bybel sê, as 'n liedjie ook wat ons sing, al die ou dinge het verbygegaan. Jy is 'n nuwe skepsel in Christus. Nou, hoekom leef ek dan nog soos die ou van gister en eergister, 'n loser? Hoekom voel ek dan nog ek het 'n onvermoë as ek 'n nuwe skepsel in Christus is? Jesus se lewe is die basis waarop ons moet bou en streef om gelykvormig te word. Ons moet sy voorbeeld nastreef. Ja, ons gaan heel waarskynlik nie in die meeste opsigte of in baie opsigte dalk nie voluit daar kom 100% kan voldoen aan daardie vereistes. Maar dit moet heeltyd ons strewe wees. Dit moet heeltyd ons strewe wees. 'n atleet wat begin oefen, wen nie noodwendig die eerste keer as hy in die wedloop deel nie. Maar deur volhardende oefening en toegewydheid en gehoorsaamheid aan dit wat gedoen moet word, verbetering, ontwikkeling. En ons geestelike lewe is ook iets wat nie net eenslag woep is dit daar nie. Ja, jy kry invulling van die Heilige Gees en jy het 'n ervaring miskien met die Here of met die Heilige Gees gehad. Maar daar sit die oor en verby en nou is ek okay nie. Nee, dit is 'n daaglikse, dis soos om na die gym toe te gaan. Jy kan nie een keer 'n jaar gaan en verwag om aan die meneer of 'n vrou wêreldkompetisie deel te neem en jou spiere te flex nie. Nee, jy moet gereeld gaan oefen. Jy moet gereeld dinge gaan doen ten einde te ontwikkel, om oorwinning te kry, om 'n standaard te behaal. En dit is met ons geestelike lewe self. Ons kan nie nou en dan ons Bybel lees nie. Ons moet hom gereeld lees. So ons elke dag hoor wat sê God vir ons, hoe ons lewe behoort te lyk, hoe ons heiligmaking behoort na te streef. En ek dink dis die belangrike deel wat ons baie keer mis. Ons dink die prediker, die kerk, ander gelowiges moet ons
moet ons daar kry. Hulle moet ons aandra tot daar. Nee, jy moet op jou eie daar kom. Want jy gaan eendag voor die Here staan, en jy gaan nie kan sê, maar die prediker, of daai ou, wat saam met my geaanbid het, en daai gemeente, of wat ook al, het nie vir my genoeg van dit, nee. Dit is, wat doen ek vir myself om geestelik te ontwikkel? Wat doen ek vir myself om 'n groter mate van heiligheid uit te leef en te bereik in my lewe? En nou wil ek 'n harde ding sê, as jy nie heilig is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien. Ek kan nie in my vlees lewe, en my vlees uitlewe, en ek kan nie sê, die Here bless my of so, en dit moet van ons, alles wat, die Bybel sê, alle goeie gawes kom van bo. Maar onthou net dat die vyand gebruik ook voorspoed. Hy gebruik ook mooi dinge om ons te mislei, om tussen ons en God te staan, om ons fokus weg te haal van God af en te laat fokus op materiële dinge. Ons eie vlees faal ons baie keer. Hebsug, hoogmoed, die begeerte na meer, om ook te wil hê, om ook te wil geniet, jaloesie, afguns, al die dinge heers in ons vlees. En dis die dinge waarteen ons gees moet beklei, en dis dinge wat ons moet oorwinning oorkry. Dis dinge wat ons moet by die bad van Bethesda los en opstaan. Jy sien, baie keer, ek dink hierdie man uit 38 jaar gesit by die bad, en geglo, hy kan nie opstaan en loop nie. Dan kon hy al geloop het al, ek weet nie. Maar baie keer sit mense vasgevang in 'n situasie, omdat hulle oortuig is, en omdat hulle glo, hulle kan nie, hulle het 'n onvermoë om op hulle eie iets reg te kry, en partykeer is dit net 'n geval van geloof. Ek staan op, en ek glo in God, dat ek dit kan doen. Ek wag nie meer vir die water. Ek wag nie meer vir iemand om te kom, om die water te roer nie. Ek staan op in Jesus naam, nie my eie krag nie, maar in Jesus naam staan ek op. Ek gaan nie langer hier sit nie. Ek gaan nie 38 jaar van my lewe spandeer om te wag op 'n wonderwerk wat dalk nooit gaan gebeur. Omdat ek glo in 'n onvermoë wat in my besit. Dalk het die Here al lankal vir my en jou gesê, wil jy gesond word, staan op, doop. Draai weg, en kry klaar met dit wat jou aftrek. Lees my woord, en volg my geestelike leiding vir jou deurbraak waarvoor jy al so lang wag. Jy sien, baie keer is dit nie die duiwel nie, baie keer is dit nie die wêreld om ons nie. Dit is baie keer ons eie self, wat maak dat ons nie dinge kry en ervaar. Ons is baie keer ons eie grootste vyand, omdat ons twyfel, toegee aan twyfel. Omdat ons moedeloos raak. Want jy sien, ons is nie geoefen nie. Ons is nie bereid om die wapenrusting van God te dra nie, want dit klink nie lekker nie. Dis nie noodwendig 'n fisiese ding wat ons dra nie, maar dit is 'n fisiese leefwyse. En dis iets wat ek nie vanaand as ek gaan rus uittrek nie, want weet jy wat, die duiwel kom in die nag en hy kom val my gedagtes aan. So ek kan nie die helm en 'n gedeelte van die wapenrusting uittrek. Hy bly aan my, as ek hom aangetrek het, dan hou ek hom aan. Hy krimp nie, hy raak nie vuil nie. Ons is baie keer ons eie grootste vyand, omdat ons in ongeloof leef. Omdat ons die twyfel wat die vyand in die wêreld in ons gedagtes plaas, glo en najag. Ek verwys baie keer na hierdie gedeelte, en dit is 'n redelike lang gedeelte, maar ek wil tog hê ons moet hom volgende lees. Dit gaan oor heilig maak. Efesiërs 4 vers 17 tot Efesiërs 5 vers 21. So kom ons begin. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd in die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om hebsug en allerlei onreinhede te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus.
dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Hou vir my daar, Romeine 12 vers 2 sê, word vernuwe in jou denke, word vernuwe in jou gemoed. Sien, kom weer terug en ek wil weer vanmôre sê, alles begin hier. Dit begin nie by die ou landsman nie. Dit begin nie by my buurman nie. Dit begin nie in die ou wat ek nie van hou nie, wat in die kerk sit nie. Dit begin in my gedagtes, want dit is hier wat die vyand my aanval. Dit is hier waar hy vir my allerlei leuns vertel. En julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Met ander woorde, ek moet klaarmaak. As ek kwaad raak, dis 'n goddelike emosie. Mense ek het dit ervaar dat mense, nadat ek tot bekering gekom het mense gesien, ek raak kwaad, dan sê hulle vir my, jy is 'n bekeerde mens. Dan sê ja, ek is wedergebore, ek is afgestorwe. Want om kwaad te raak is 'n goddelike emosie. Jesus het kwaad geraak, maar hy het nie gesondig door kwaad. En dis julle ding, dis hoe ek kwaad raak. Dis nie waarvoor ek kwaad raak, dis hoe ek kwaad raak. En ek moet klaarmaak met daai kwaad. Ek moet nie môre nog daarmee loop nie. Want jy sien, dan raak ek ou koeie. Dan raak dit iets wat my terughou. Dan raak dit iets wat my ontwikkeling vertraag. En gee aan die duiwel geen plek. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hoe bedroef ek die Heilige Gees? Dan wanneer ek twyfel, wanneer daai gedagte kom, sê nee, dis nie reg nie. Wanneer ek weet dat God se woord sê, dit is nie hoe ek as kind van die Here moet leef nie, dis nie wat ek moet doen nie, dis nie waar ek moet wees, betrokke wees nie, dis nie die tipe mense moet wie ek meng nie, en ek praat nie oor hoogmoed nie, maar die Here sal vir ons waarsku teen mense ook. Dis wanneer ek dit vir my en sê, ek gaan nou maar my epsheid neem, ek gaan nou maar 'n kans vat, ek gaan maar terwille van die voordeel, gaan ek iets doen. Dis wanneer ek die Heilige Gees bedroef. En ek gaan hom van my onttrek as ek aanhou om hom te weerstaan. Alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Dan gaan ons na Hoofstuk 5 toe. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. En wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerlei onreinheid of hefsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksig. Want dit moet julle weet dat geen oorleder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenoot nie. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit hier. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestaan word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nou gesê wandel nie as onwys nie, maar as wyse. En koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wyn, daarin is losbandigheid,
maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ek dink dis omtrent waar ons moet eindig. So, hier's baie dinge hierin wat ons behoort te doen. Baie dinge wat ons moet vermy. Maar die hoofding is ons moet ons vlees onderwerp aan ons gees. Ons moet klaarmaak met die vleesmens. Ons moet nie om sy sin gee, wil ek sê. Kom ons kyk ook na 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons aan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. In vers 1 Tessalonisense 4 vers 7 en 8. Want God het ons nie tot onreinheid geroep, nie maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Dan Titus 2 vers 11 tot 15. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikheid te verloon, ingetooi en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te leef. Terwyl ons salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag en die grote God en ons verlosser, van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan, bestraf in alle ernst, sodat niemand jou verag nie. Jy sien, ons is so baie keer so sensitief, so fyngevoelig dat ons nog mense sal aanstoot gee as ek my geloof. En baie mense het die gesindheid en die houding van my geloof is 'n privaat saak. Ek praat nie daaroor. Nou as jy nie wil getuig oor wat God vir jou doen nie, as jy nie wil getuig oor jou geloof in God nie, hoe gaan ander mense tot oortuiging kom? As ek nou maar net in die geheim wil leef en mense moet my maar sien as 'n vleeslike mens, maar ek kom nooit op die punt, ek sê nie ons moet op die straat ook loop en ek staan nie, dis dalk nie jou geaardheid. Daar's mense wat, ons is verskillende persoonlikhede, en ons het elkeen 'n manier en 'n plek hoe ons mense bearbeid. Maar ek moet my nie skaam vir die woord van die Here nie. Ek moet nie skaam om te getuig nie. Nie tot so 'n punt dat ek mense aanstoot gee nie, want ek het vroeg in my bekeringslewe agtergekom dat wanneer mense tot bekering kom, wanneer ons vol raak van die Gees van die Here, dan wil ons net praat oor hom. Ons wil net deel rondom, ons is opgewonde. Ons kyk alles wat Christelik is, ons luister alles wat Christelik is. Ons verkeer saam met mense en ons is opgewonde. Dan kom ons daar buite en dan kry ons teenkanting van die wêreld. Dan sê hulle vir ons ook, julle het weet. Dis wat hulle ons sê. En dan sê ons nee. En dan kry ons ook wat dwarsklappe, want die wêreld wil nie oortuig wees, want hulle leef te lekker in hulle vlees voort. En dan begin ons twyfel. En dan sien ons maar, ons kry so 'n bietjie teenkante. En ons word so 'n bietjie eenkant gestoot, want ons is nou nie lekker in die oë van die wêreld nie. En dan word ons vrymoedigheid so 'n bietjie afgebreek, maar dit is alles die werke van ons vlees en die vyand wat ons wil beperk. Want jy sien, as ek getuig, dan hoor mense, al wil nie luister nie, hulle hoor dit en dit het 'n impak, want God se woord maak 'n verskil. God se woord verander mense. Jy kan dit nie hoor en nie aangeraak word daardeur. Maar baie mense wil nie oortuig word. Baie mense wil nie tot redding kom nie. Hulle soek net die guns van God en God se hand van sien. Hulle is nie bereid om 'n pad te stap. En dan kom die vyand en dan sê hy, "I'm blessing mense." En dan sê hulle, dit moet van die Here af wees. So ek hoef nie kerk toe te gaan nie, nee, want ek word nie afval gebless. Jy moet net seker maak waar kom die blessing vandaan. As daar die blessing tussen jou en God kom, as daar die blessing jou weghou van God en sy dinge en 'n heilige leefwyse, dan moet jy gou besin. Dan jy of 'n swak rentmeester of dis nie van die Here af. Want ons dien die jaloerse God, hy sal nie iets vir ons gee wat tussen hom en ons moet staan. Hy sal dit nie verdra. Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal, dis nogal moeilik dit,
en die heiligmaker was sonder niemand die Here sal sien. En dan 1 Petrus 1 vers 14 tot 16, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Dis nie wees nie, ons moet word. So dis 'n ongoing proses. Dis elke dag se strewe om heiligmaking na te streef. Maar soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. So verstaan, nog enige. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. So as Jesus my rolmodel is, dan moet ek streef om soos hy te wil wees. Maar ons het 'n geneigtheid om agter modegure en sekere tendense, trends in die lewe aan te beweeg. Maar as Jesus my rolmodel is, moet ek begin om agter hom aan te beweeg. Dan moet ek elke dag sê, Here, deur die Gees gee my krag om heiligmaking na te streef. Om wanneer ek kwaad word nie te sondig nie. Om wanneer begeerlikheid op my pad kom, nie toe te gee dan nie. Dat ek het sal beproef. En daar was 'n stadium wat ek in my lewe gesê, daar so, ek het nou nie die vers by my nie, beproef alle dinge en behou die goeie. Jy sê, maar dis hoekom ek al die goed doen. Want ek moet dit beproef, sê die Bybel. Jy kan die Bybel baie maklik verdraai. Maar dit beteken nie, daar staan nie doen dit, en kyk of het lekker is of nie. Want baie van die dinge wat ons beproef is lekker. Maar is nie goed. Chocolates is ook lekker, maar is nie goed. Maar as die vierde swerp wat vir jou gaan wys, dat het nie 'n goeie idee is. Nie die eerste nie. Maar dit is lekker. So ons moet beproef, maar ons moet besê, oor die eerste tot my voordeel. Beproef beteken nie, ek moet my oorgee daaraan, en ek moet dit uitleef nie. Dit beteken ek moet dit toets aan God se woord. Hierdie, okay, dan kom ons kyk net gou, wat sê die aanduiding? Nee, sorry, ek gaan nou maar uit met hierdie. Dis eintlik hoe ons behoort. Dit is 'n bietjie moeite. Dis 'n bietjie, dis sê man, maar ek is maar net 'n mens, kan 'n mens nie maar jou lewe geniet nie. Jy kan jou lewe geniet in Jesus Christus. Dat is 'n ander manier. Dit wat ons aangekondisioneer is, dit wat ons gewoond is, dit waarmee ons groot geword het, dit wat die samelewing vir ons dikteer en die vyand van in ons oorvluister, is nie noodwendig die beste nie, is nie noodwendig tot my voordeel nie. Dis dalk lekker. As baie dinge wat ek in my verlede, voor ek by die Here uitgekom het gedoen het, wat regtig lekker was. Maar baie van die goed besef ek vandag, is nie goed nie. Ek wil dit nie weer doen nie. Ek wil nie weer betrokke wees by dit nie, want weet jy wat, dit is tot my nadeel op die lang termyn. Dit het dalk op die kort termyn nie 'n impak nie. Dit het dalk op die kort termyn nie 'n invloed op wie en wat ek is en hoe my lewe is nie. Maar op die lang termyn gaan ek verloor, behalwe die ewige lewe. Dis ook nie volhoubaar nie. Jy moet aan mekaar werk daaraan, jy moet aan mekaar stoei om dit te verkry. En dan bou ons 'n toleransie op. En dan moet ons al hoe meer hê, en al hoe langer, en al hoe meer. As ons kan probeer om al hoe meer van God se woord in ons lewe te kry, dan gaan ons gebalanseerde mense kan word. Dan sal ons gebalanseerde besluite, dan sal ons eers elke keer vanaand hoef te gaan stilte tyd hou om te hoor of ek die bondrok in die rooi streep moet koop. Of die langbroek nie skeer op die knie. Dan sal ek weet, nee, die Here keer dit nie goed nie op, dis nie volgens God se wil. Jy sien, as ek in 'n verhouding met Jesus Christus lewe, as ek in 'n verhouding met iemand lewe, dan weet ek wat daardie persoon se voor- en afkeer is. Dan het ek nie nodig om te bel en sê, Sunny, ek wil nou gou, wat dink jy? Jy gaan weet. En as ek in 'n verhouding met Jesus Christus leef, en as ek sê woord, hy sê, as jy my gebooie onderhou, as jy my lief het, onderhou my gebooie. Dit beteken nie 'n nerd wees nie, dit beteken nie net holy moly nie, dit beteken nie ek moet ophou met mens wees nie. Maar ek kan 'n mens wees sonder om my vlees te laat heers en te laat regeer. Ek moet mens wees en heiligmaking nastreef. En ek moet nie sit vir 38 jaar, of hoe lank ek nou sit met hierdie krisis en hierdie probleme in my lewe wat ek nie ontslaap van kan raak nie. Want weet jy wat, Jesus sê vanmôre vir jou, as jy het nog nie gehoor het van homself nie, Jesus sê vanmôre, staan op. Jy het klaargemaak met dit wat jy vasgehou het nou. Jy het nie langer nodig om gebind te sit en te wag vir iemand.
of iets om te gebeur, om daar 'n verskil in die lewe te maak, of om klaar te maak met dit wat jy mee sit. Jesus sê vanmôre vir jou, staan op en doen. Hemelse Vader, sê vir baie dankie dat U getrou is, Here, dat as ons net ingestel is op U, Here, as ons radar instel op U en op U woord, Here, dat U vir ons daardeur soveel leiding kan gee, want al die antwoorde is daar, Here, want dit wat ons nou beleef, was reeds gewees, soos die prediker vir ons sê, daar is niks nie om die som. Ons beleef het miskien net in 'n moderne, in 'n ander milieu, maar dit is maar nog steeds dieselfde. Ek wil vra, Here, dat U deur die Gees vir ons leiding sal gee. Ons sal bemagtig om heiligmaking werklik na te streef. Dat ons nie soos hierdie man sal sit en wag vir ander, vir die samelewing, om 'n verskil in ons lewe te maak. Here, maar dat ons sal opstaan in hierdie oggend en sê, dat God se woord sê, ek is meer as oorwinnaar, ek is tot in alles in staat. Met my God kan ek 'n bendestorm loop. En dat ons weet dat wat ons in U naam vra, as ons U gebooie onderhou, en ons is lief vir U, Here. Dis hoe ons liefde vir U kan betoon, is om gehoorsaam te wees. Here, dan ons dan weet dat ons kan vra wat U woord sê vir ons. Julle kan vra in my naam net wat julle wil, en ek sal dit vir julle doen. Dis 'n groot belofte, Here, ons is so opgewonde, maar Here, ons vat so baie keer mis. En ons kry nie hierdie dinge wat ons toekom, wat vir ons beloof is, Here, omdat ons toelaat dat ons vlees ons langs die pad van Bethesda. Dankie vir elke persoon wat hierdie oggend nou vry is van siekte, Here. Vry is van bindinge. Vry is van ongeloof. Vry is van gewoontes, Here. Tradisies. Kondisionering, misleiding, twyfel, ongeloof. Wat ook al mag wees wat in hierdie oggend tot op hierdie oomblik mense gevange gehou, Here, dat hulle nou sal loskom in die naam van Jesus Christus. En dat ons sal getuig dat God hulle vrygemaak na jare se lyding en na jare se wag. Ons dankie daarvoor in Jesus Christus. Amen.